U luister na Storytyd saam Stella, aangebied deur Estel Rousseau. 'n Vervolgverhaal. As die wêreld om jou kantel, geskryf deur Ellen K. Wood. My gedagtes word onderbreek deur die res van die personeel wat hulle tradisionele sitplekke vir hierdie seremonie volgens rang en jare diens op die verhoog inneem. Ek kan min of meer visualiseer waar elkeen sal sit. Langs my in die voorste ry sal die hoof, die 2 adjunkhoofde en die res van die departementshoofde sit. Die ry agter my sal bestaan uit die veterane, Pieter, Renier, Ronel, Leonie, Alta, Magriet en 'n paar ander gesigte. Die ry agter hulle sal bestaan uit van die jonger generasie, waarvan die volgorde nie vir my so duidelik is nie. In die heel laaste stoel sal Anke sit. Alhoewel sy nog net 'n paar maande hier is, het sy haarself reeds bewys as 'n onderwyser in murg en been, iemand wat waardig is om eendag hier in die voorste ry te sit, al besef sy dit nog nie self nie. Die res van die skool sit regs voor my, langs die matriekse stoele, ingedruk soos 'n oorlaaide taxi. Genadiglik het die graad 11s vandag opgeskuif galery toe, die tradisionele sitplek van die matrieks. Vanjaar se matrieks het hulle sirkel voltooi en sit vandag weer voor in die saal, maar as eregaste op stoele voordat hulle die saalbyeenkoms vir die laaste keer sal verlaat. My oog gly oor die masteuse houtbalke van die saal se dak, die houtborde teen die mure met stringe name van kinders wat herbou het aan die skool se karakter, die fotos van jare se hoofleiers net onder die galery wat goedgekeurd afkyk op hulle nalatenskap. Daar is vir my iets magies aan hierdie vertrek, die hartklop van die skool. Hierdie 4 mure was al stille toeskouers van soveel saalopeninge, vergaderings, konserte, sokkies, matriekafskeide, prestasieaande en eindeksamens. Watter stories is nie alles hierin opgesuig en versteek nie. Vandag is dit die verhaal van hierdie afskeidseremonie, die laaste een wat ek ooit sal bywoon. Teen 2:20 ry Helene by die hek van die buurdorp se skool in. Sy parkeer en stap met haar tas na die biblioteek waar hierdie vergaderings altyd gehou word. Toe sy instap, is daar al heelwat ander onderwysers. Sy herken die donkerkop vrou wat onlangs as die Afrikaans huistaal se vakadviseur aangestel is en groet haar met 'n glimlag. Stiptelik om 2:30 begin sy met die vergadering. Helene is dankbaar, die vakadviseurs is deesdae altyd stiptelik nadat die onderwysers gekla het, die vergaderings begin al ewig laat en dat baie van hulle tyd gemors word. Die vergadering begin met die gebruikelike statistieke van die vorige jaar se uitslae. Die distrik word geluk gewens met hulle goeie uitslae. Helene se gedagtes dwaal weg, want sy heg nie groot waarde aan hierdie tipe statistieke nie. Ondervinding het haar geleer, dit kan op so baie maniere geïnterpreteer word, dat jy eintlik enige afleiding kan maak wat jou pas. Haar gevoel was nog altyd dat elke skool net hulle werk moet doen. Dan sal al die statistieke in elk geval goed lyk. As al die ander frustrasies klein jakkelsies was, wat haar vreugde in die onderwys gesteel het, sal sy later terugdink en onthou die volgende punt op die agenda was die tsunami wat haar onderwysloopbaan finaal vernietig het. Kollegas, nasionaal het dit goed gedink dat ons alle assessering moet standaardiseer en onderwysers mekaar moet oplei om beter resultate te behaal. Elke distrik se onderwysers sal van nou af 2 keer 'n kwartaal by mekaar kom. 1 keer om mekaar se assessering te modereer en 'n tweede keer om mekaar te verryk en om idees uit te ruil.
Hierdie vergaderings gaan bekend staan as SBA moderering en verrykingsvergaderings. Ons gaan dit elke kwartaal doen. Tydens die SBA moderering gaan julle elkeen 3 leerlinge se assesseringsleers en jou eie leer met jou memorandum saambring en dan gaan julle mekaar se assesserings van die vorige kwartaal merk en 'n verslag daaroor skryf. Verduidelik die vrou breedvoerig. Helene voel hoe haar mond letterlik oopval van die skok. Die bloed dry neer met elke woord van die vakadviseur uit haar gesig. Dit is die simpelste iets waarvan ek nog ooit gehoor het, hoor sy haarself sê. Ek moet stil bly, dink sy, maar kan haarself nie keer nie. Julle gaan al wat 'n onderwyser is uitbrand met hierdie belaglike administratiewe twak. Helene sien hoe al die onderwysers afkyk en hoe die vakadviseur se gesig al rooier word van verontwaardiging. Sy bly egter nog steeds nie stil nie. Dink julle, ons het niks anders om te doen nie. Wat gaan ek bereik om 'n ervare onderwyser soos mevrou van Aswegen se opstelle te werk? Fokus eerder julle tyd op wat in die klasse aangaan en kry 'n ander afskrikmiddel as strafklas om die kinders so ver te kry om te werk. Dit is die grootste oorsaak hoekom uitslae verswak. Ek is nie hier om onderwysers op te lei nie. Hulle moet bekwaam en toegewyd wees wanneer hulle begin. Dis seker weer 'n groot kop in hoofkantoor wat nie self skool hou nie, wat sulke nonsens uitding vir politieke gewin. Hyg sy uit asem voordat sy gaan sit. Vir 'n hele ruk kan jy 'n speld hoor val in die groot vertrek. Die vakadviseur antwoord uiteindelik met 'n eisige stem. Ek neem nie hierdie besluite nie, mevrou. Ek kom gee maar net deur wat besluit is. Ons kan na die vergadering verder hieroor gesels, verbreek die verontwaardigde vrou die stilte. Sy is duidelik nou heeltemal van stryk af en stotter en stoei deur die res van die vergadering. Haar nek is bloedrooi van ontsteltenis. Al die entoesiasme waarmee sy begin het, verdwyn. Die arme vrou doen ook maar net haar werk, dink Helene skuldig. Maar sy is so ontsteld dat sy eintlik 'n wrangsmaak in haar mond proe. Haar hande bewe onbedaard. Sy hoor nie 'n woord wat verder gesê word nie. Hierdie is die laaste strooi. Die wrevel stoot in haar keel op en dit voel of sy versmoor. Toe die vergadering verby is, vlieg sy op en stap so vinnig as moontlik uit, terwyl onderlangse blikke haar by die deur uitvolg. Sy weet haar jarelange kollegas voel waarskynlik ook soos sy, maar het nie die moed om iets te sê nie. Wel, sy het nou genoeg stil gebly. Om verder met die vakadviseur hieroor te kibbel, gaan haar niks in die sak bring nie en gaan hulle albei net meer ontstel. Die wyse ouma Essie in Manaka, plek van die horings, het een keer vir die hoofman van die stam gesê, dit help nie om die hoender dood te druk om eiers te lê nie, want dan het jy niks oor nie. Sy voel soos die hoender. Die onderwys druk al die lewe uit haar uit. Wanneer haar man donderdag by die huis kom, gaan sy hom vertel, sy het besluit om te bedank. Daardie aand slaap sy niks nie. Sy vroeg. Haar gedagtes maal deur mekaar. En sy rol koorsagtig om en om in haar bed. Die datums van hierdie sogenaamde vergaderings is reeds bekend. Sy het gesien, dis op Dinsdagmiddag, netbalmiddag. In die tweede kwartaal is daar gewoonlik net 3 Dinsdagoefeninge oor. En die res is wedstryde. Wat help dit jy speel wedstryde, maar jy kan nie oefen nie? Sy wens, sy kon net eenmaal daardie gesiglose persone wat al hierdie pragtige fantasieë uitdink om hulle eie salarisse te regverdig, vat en mooi verduidelik hoe werk dinge onder op die grondvlak. Sy wil vir hulle verduidelik, onderwysers is nie kulkunstenaars wat elke keer die haas uit die hoed uit kan pluk om al die mooi plannetjies waar te maak nie. Sy wil vir hulle verduidelik, hierdie nuutste planne is net oë vir blindery. Dit lyk mooi op papier en beïndruk politici,
maar dit voeg geen waarde toe aan die onderwysgehalte nie. Plaas verskuif hulle die fokus na wat in die klaskamer aangaan tydens onderrig en na die oorvol syllabus. Dis waar die probleem lê. Plaas hou hulle op om die slaagsyfer te verlaag om uitslae kunsmatig beter te laat lyk. Plaas hou hulle op om kinders net oor te plaas, al kom hulle nie deur nie. Sy wil vir hulle verduidelik, onderwysers moet deesdae alles professioneel aanbied en resultate wys, sonder dat daar gekyk word hoe uitvoerbaar alles is. Daar is nie tyd om vaslegging in die klas te doen nie, want die onderrigtyd is te min. Daar is nie tyd vir sportoefening nie, maar daar moet presteer word. Dit help nie om huiswerk te gee nie, want die kinders doen dit nie. Daar is niks wat kinders kan dissiplineer nie, want daar is nie 'n doeltreffende strafstelsel nie. Kinders stel nie meer belang om akademies te presteer nie, want hulle het nie toekomsdrome nie. Dis 'n bose kringloop wat soos 'n swart gat in die heelal net al hoe groter en groter uitkring en als insluk. En dit is gewoonlik die onderwyser en die pligsgetroue kind wat aan die pen ry. Rassie het al baie gesê, hy voel deesdae soos 'n marmot in 'n wielietjie, wat soos 'n besetene hardloop, maar nêrens kom nie en niks bereik nie. Waar het alles so drasties verkeerd geloop? Waar gaan dit als eindig? Verder voel sy net so sleg, omdat sy al haar selfbeheersing verloor en op die vakadviseur geskree het. Dit is nie so sy is nie. Dis asof sy 'n wildvreemde vrou met haar stem hoor praat het, maar sy kon niks doen om haar te keer nie. Sy sal seker die vrou moet bel en haar om verskoning vra. As jou werk jou persoonlikheid begin verander, moet jy baie mooi dink of die kool nog die sous werd is. En wat van haar gesondheid? Sê nou net, sy het 'n beroerte gekry. Sy is so lief vir die onderwys, maar sy staan voor 'n kruispunt en sy sal 'n besluit moet maak, dink Helene vir die soveelste keer voordat sy opstaan en 'n glas warm melk gaan maak. Sy het eers gelees dit help vir slapeloosheid. Die môrester is al ver op sy wentelbaan voordat sy uiteindelik insluimer. Jy maak seker 'n grap, sê mevrou die Jager, die adjunkhoof van akademie, nadat Helene die bestuurspan die volgende oggend breedvoerig ingelig het van die nuutste planne. Die ander vakke moet nog hulle vergaderings hou en gaan beslis dieselfde opdragte kry. Dis flippen belaglik, blaf meneer Lou. Die hoof vermaan hom nie eers oor sy taalgebruik nie. Hulle kyk haar nog steeds verstom aan, asof sy net 'n grap gemaak het. Rassie skud net sy kop en gee een van sy droë, siniese laggies. Die hoof ontplof egter. Daar is nog niks op enige hoofvergadering hiervan gesê nie. Hulle weet die hoofde gaan slange vang, omdat hulle nie in hierdie besluit geken is nie. Ek gaan dit beslis nie hier laat nie, sê sy woedend. Spaar jouself die moeite, mevrou, sê Helene kalm. Die storm in haar gemoed het verlede nag klaar uitgewoed. Jy gaan niks bereik nie. Dis op nasionale vlak besluit. Hulle sal nie van plan verander nie. Nadat almal verslae stoom afgeblaas het, besluit hulle om hierdie bom eers na die inter te laat bars. Want die personeel se nerve is al klaar dun omdat hulle so besig is. Helene wou nog sê sy het besluit om te bedank, maar sy weet die hoof sal net sê sy moenie besluite neem wanneer sy emosioneel is nie. Sy sal wag tot die stof gaan lê en dan sal sy haar alleen in haar kantoor gaan sien. Sy sal in elk geval nie voor die einde van die jaar bedank nie, want dit sal baie moeilik wees om 'n plaasvervanger in die middel van die jaar te kry. Sy en haar man moet dit eers mooi bespreek en beplan wat hulle gaan doen. Teen sportperiode begin Helene beter voel. Sy is verras om vir Nonkie met 'n paar spykerskoene aan by die aflosoefening te sien. En die Nonkie? Vra sy nuuskierig. Maar het dit vir my gebring, juffrou, sê sy met 'n breë glimlag op haar gesig. Helene draai verbaas om
en kyk goedgekeerd na Marie, wat net 'n entjie weg staan. Die meisie hou Helene se reaksie afwagtend dop. Dit was my ou se sin, juffrou. Dit pas in elk geval nie vir my nie. Ek weet Nonkie kan nie Vrydag kaalvoet op tartan hardloop nie, verduidelik sy effens selfbewus. Baie dankie, Marie. Ek het nie eers daaraan gedink nie. Dis baie bedagsaam van jou. Ek het mooi gaan dink oor wat juffrou nou die dag gesê het. Ek het so baie en sy het so min. Dit sal tog niks van my wegvat om iemand te help nie. Helene is aangenaam verras. Dit is die wipplankery van die onderwys. Eendag word jou fondasies onder jou uitgeruk. Die volgende dag kom 'n kind en helder jou dag met so 'n mooi gebaar op. Sy weet nie wat haar tot ander insigte gebring het nie, maar dit is salf vir 'n gewonde siel, dink sy met 'n glimlag. Marie het sopas aan haar bewys, sy sal 'n goeie keuse as spankaptein wees om die wenbeker te gaan haal tydens die Interse prysuitdeling. Dit is altyd haar en Rassie se voorreg om die geskikte matriekseun en dogter aan te wys. Dit is gewoonlik die beste senior atleet, maar hulle hou tog die kinders se gesindheid ook in gedagte. Marie is die beste senior dogter, maar sy was nog altyd te egoïsties na Helene se sin. Nou kan sy haar met 'n geruste hart aanwys. Willem staan na skool by die huishoudkunde klas en wag vir almal wat vanmiddag help om die handskoene te verf. Dit was 'n anderster dag sonder Gerrit. Hy is vir 3 dae geskort en hy, Etienne en Marnus moes pouse alleen kuier. Die ander 2 stem saam, Gerrit het te ver gegaan. Dis asof hy alle perspektief verloor sodra dit by Wian en die VLR kom. Dit het die heel dag vir Willem gevoel, asof almal hom onderlangs dophou om te sien wat hy daarvan dink. Wat wil hulle nou eintlik hê, moet hy sê? Hy hoop net nie Esmy gaan weer 'n eiertjie lê nie, want dan gaan hulle 2 vassit. Dis verseker. Geluk is vir 'n slag aan sy kant, want Esmy kan nie vandag help nie. Hy, Anneke, Tanya, Lukas en Andrei is die enigste matrieks en hulle gesels land en sand terwyl hulle verf. Ou Lukas is 'n gebore grapjas. Hulle klomp kraai meer as een keer van die lag vir die sêgoed. Die hoogtepunt is Anneke. Sy gesels vanmiddag meer met hom as in die vorige 11 jaar saam. Elke keer wat hulle oogkontak maak, glimlag sy breed. Hy kan sy eie geluk nie glo nie. Natuurlik het hy gaan naslaan wat beteken die idioom wat Esmy gebruik het. Hy moet erken, hy het ook getwyfel of 'n meisie soos Anneke vir hom beskore is. Maar na vanmiddag is hy heeltemal vol vertroue dat hy goed genoeg vir haar is. Esmy is verkeerd. Voordat hy by die huis is, het hy 'n plan van aksie uitgedink. Hy gaan vir haar 'n anonieme Valentynskaartjie en 'n geskenkie koop en dit dan in die geskenkiekrat sit die week voor Valentynsbal. Tydens die bal het jy dan 'n geleentheid om jouself te openbaar as die ander persoon nog nie kon raai wie jy is nie. Dan gaan hy haar vra om met hom te dans. Hy weet hy kan eintlik goed dans, al doen hy dit nie dikwels nie. Hy moet net eers gou sy aannemingspak se broek van die vorige jaar aanpas en kyk of hy nog goed daarin pas, anders het hy 'n probleem. Hy wil nie geld mors op 'n nuwe broek nie. Geld vir 'n geskenkie is ook skraps. Hy het spaargeld wat hy die afgelope 4 jaar bymekaar gemaak het. Oupa het hom nog altyd gedwing om ietsie van elke swaar verdiende rand wat hy met vakansiewerkies verdien het weg te bære. Vandat oupa siek geword het hierdie neseier nie meer gegroei nie, want daar is nie meer tyd vir loswerkies tussen alles wat hy by die huis moet doen nie, en sport en skoolwerk nie. Hy het ook al 'n paar keer van hierdie geldjies gebruik om vir Oumi te bederf, as hy besef sy kry swaar as gevolg van oupa se toestand. Hy sal maar oë toeknyp en nog 'n geldjie gebruik om vir Anneke 'n geskenkie te koop. Sy is dit werd. Sy hart word week as hy aan sy ouma dink. Sy sal hom dadelik wil help as sy weet hy het 'n oogie op 'n meisie. Sy het hom al baie gevra of hy nog nie 'n noontjie het nie. Dan lag oupa uit sy maag uit
en sê die seun is nog nat agter die ore. Hy besef hy is al lankal nie meer nat agter die ore nie, maar vir die twee ou mensies sal hy altyd hulle kleinseun bly. Hy glo nie hulle besef hy word nou volwasse nie. Hy weet ook nie hoe hulle ooit sonder hom gaan klaarkom volgende jaar nie. Hy wil liewers nie nou daaraan dink nie. Teen 12 uur klim Anke, Ilse en die 4 dirigente opgewonde in die skoolkombi. Die hoof het bo alle verwagting in vir Ilse ook toestemming gegee om saam te gaan, al gee sy vir seniorsklas. Dit is immers die inter en daar is nog geleentheid om verlore tyd in te haal. Anke is aangenaam verras, toe dit nie die terreinbestuurder is wat die bussie bestuur nie, maar Arno. Die adjunkthoof het hom vanoggend gevra, want die terreinbestuurder het te veel ander werk. Dit is 'n vrolike klompie wat 5 minute oor 12 by die skool se hoofhek uitry. Anke en Ilse sit voor langs Arno. Anke beduie waarheen hulle moet ry, want sy was al baie in haar lewe by die betrokke winkel. Is jy seker jy gee nie om ons te vat nie, vra sy vir die soveelste keer. Bedaar, buurvrou, ek is al gewoond daaraan. Omdat LO maar eintlik die afskeepvak is, ry ek baie keer onderwysers en kinders rond. Ja, maar jy gee nie net LO nie, hou sy vol. Dit is so, maar ek het reeds my graad 8 wetenskapgroepe vir die dag gesien. Het klink omtrent of jy my nie saam wil hê nie, lag sê hy goedig. Dit klink vir my ook so. Dalk het sy 'n oog op die faktotum, terg Ilse ook saam, en 'n al 3 skaterlag. Ilse is 'n regte plaatjie en laat nooit 'n geleentheid verbygaan om iemand te terg nie. Daar is nog steeds 'n effense ongemaklikheid in Anke se hart. Sy wil nie hê die mense moet dink daar ontwikkel iets tussen hulle twee omdat hulle so baie saam is nie. Hy is net 'n goeie vriend. Daar is niks tussen hulle nie. Gelukkig gee die kinders haar nie kans om te veel te top nie. Hulle vertel haar van die skool se geskiedenis en watter onderwysers oudskoolleerders is. Sy is nogals verras om te hoor dat daar 8 oudskoolleerders op die personeel is. Sy hoor dat die Forshey Rylaan by die hoofhek vernoem is na die egpaar Forshey, legendes by die skool wat vir 40 jaar hier skool gehou het en onlangs afgetree het. Het juffrou geweet van meneer Tron se atletiekrekords staan nou nog, vertel die seuns trots. Haai, ek het nie besef nie, antwoord Ilse verbaas. Toe hulle nader aan die stad kom, beduie Anke pad en die 4 kinders kuier heerlik agter in die bussie. Kort bars daar hysteriese gelag uit. Esmy se skril laggie klink soos 'n wekker wat afgaan. Ek is verlig die 4tjies kom nou so goed oor die weg. Ek moet sê, ek het nie 'n week gelede gedink dit sou ooit gebeur nie, sê Ilse verlig. Anke vertel vinnig vir Arno van die onderonsie tussen Esmy en Andrei, toe sy die vraagteken op sy gesig sien. My pa sou my kruppel geslaan het as ek dit vir 'n meisiekind gesê het, antwoord hy effens geskok. Tye het baie verander, beaam Anke. 20 minute later stop hulle voor Madame Lekay Taylor Shop in 'n besige straat in 'n ou voorstad van Johannesburg. Ek hoop nie die bussie kry voete nie, sê Arno effens bekommerd. Minibussies is baie gesog in die stad. Jy moet dalk maar voor in die winkel rondhang en 'n oog op die bussie hou, probeer Anke die probleem oplos. Sy wil beslis nie die oorsaak wees dat die bussie wegraak nie. 'n Karwag kom nader en beloof land en sand om na die voertuig te kyk. Arno knik sy kop instemmend, al weet hy hulle beteken nie eintlik veel nie. Die 7 van hulle stap by die donker gebou in. Die kinders verkyk hulle aan die rakke en rakke vol klere wat oral hang. Daar is skaars plek om jouself dwars te draai. So nou is die spasie tussen die rakke. Die manne is dadelik ongemaklik. Wie op aarde trek sulke klere aan? Protesteer Andrei benoud, toe Anke voor die rak met die helder kleurige katpakkes gaan staan. Juffrou,
Ek hoop nie juffrou gaan ons in sulke goed laat dans nie. Beaam Lukas sy vriend se beswaar. Toe maar seuns, ek sal mooi foto's vir die skoolkonsert neem, veral met sulke vere om julle nekke, treiter Ilse uit die twee seuns. Ag juffrou, lag albei verleë. Die meisies kraai soos hulle lag. Ah, Mrs. Hofman, so good to see you again, groet een van die winkelassistente haar van oorkant die toonbank. Madam will be with you in just a moment, groet hy vriendelik en beduie hulle moet deurstap na haar kantoor toe. Juffrou, wat op aarde het juffrou in hierdie plek kom maak? Fluister vra Esmy nuuskierig. Hulle het altyd al my danskompetisie se klereontwerping gemaak, antwoord Anke. Dis cool, antwoord Esmy. Dit is duidelik hierdie plek fascineer haar geweldig. Hierdie mense is tradisionele kleremakers. Hulle kan enigiets onder die son maak, van manspakke tot die modernste klere. Daar is nie meer baie van hulle soort in die wêreld oor nie, vertel Anke breedvoerig. Madame Lakai se warm altstem blaf bevele in die gang af, oomblikke voor sy in die deur verskyn. Anke sien die loutere verbasing op die ander se gesigte toe die boheemse tingerige ou dame geklee in 'n Moulin Rouge uitrusting, kompleet met 'n rooi veer in die hare in die deur verskyn. Haar ooggrimering is oordrewe blou en haar lippe oordrewe rooi. In haar linkerhand word 'n dun sigaret tussen bloedrooi langnaels vasgeknyp en aan haar voete is 'n flamboyante paar stiletto skoene. Dit bly vir Anke nog altyd 'n raaisel hoekom daardie dun kiewietbeentjies nie afbreek as sy so vinnig op sulke hoë hake loop nie. Anke glimlag toe sy sien Arno se mond hang letterlik oop van verbasing. Madame se blik gly vinnig oor die groepie voor haar en kom op Anke tot stilstand. Anke darling, so good to see you again. Hoe gaan dit met my gunsteling kliënt? Groet sy op haar dramatiese tweetalige manier. Dan gryp sy Anke se hand en druk talle oordrewe swentjies daarop. That bastard ex-fiancé of yours and his new dancing partner had the nerve to come to me for new outfits. Can you believe it? Bars sy die bom terwyl haar arms oordrewe saamgesels. Ek kan nou nog nie glo, hy het jou so gedrop nie, slaan sy oor in Afrikaans. Anke wens die aarde kan oopskeer en haar insluk. Sy sien die ongeloof op die kinders en Ilse en Arno se gesigte. Nou gaan die hele skool weet, sy was onlangs verloof, dink sy benoud. Hallo madam, dit is so goed om jou weer te sien en dankie dat jy bereid is om my en die kinders te help met hulle klere, groet Anke die ou dame vinnig. Sy ignoreer die opmerking oor Frans heeltemal. Gelukkig lyk dit of die ou dame ook vereers van die onderwerp vergeet, want sy kyk nou skielik baie geïnteresseerd na die res van die geselskap. Is dit die 4 cheerleaders? Vra sy en streel oor 'n verleë Andrei se hare voor hy kan keer. My tyd, die boeis is stunning en hoe pragtig is die ou meisietjies nie? Laat vloei sy haar charme terwyl sy met die agterkant van haar geplooide hand oor Anke se wang streel. Die meisies giggel verleë. Dis duidelik, hulle hou dadelik van die ou dame se warm innemende geaardheid. Haar blik verskuif na Ilse en Arno. My oupa was ook 'n onderwyser, het julle geweet? Die onderwysbloed loop dik deur ons Lakai se are. Dis natuurlik net ek wat 'n bietjie uitgebreek het en anders was, gaan sy voort. Ek hoop madam kon iets kry om ons te help, probeer Anke om die ou dame weer terug te lei na die rede vir hulle besoek. But of course, antwoord sy dadelik en klap haar hande 2 keer hard. Michael, take these boys with you and girls, come here with me. 'n Rukkie later verskyn 4 kinders uit verskillende vertrekke in die pragtigste vlootuitrustings voor haar en die ander 2 onderwysers. Die seuns is geklee in wit vlootuniform baadjies, wit kortbroeke met kruisbande, blou en wit gestreepte hemde en formele offisierpette.
Die meisies is uitgevat in kort vlootbaadjies, oor gestreepte blou en wit katoenhempies, kort blou en wit rompies wat effens uitskop aan die onderkant. Hulle uitrustings is ook afgerond met damesoffisierpette. Dit lyk fantasties, gil Ilse opgewonde en klap haar hande van opwinding. Ek kan nie glo madam kon uit die mates en die fotos wat ek gestuur het, elkeen se klere so nommerpas maak nie. Dis ongelooflik, beaam Anke. Experience, my darling, experience, lag sê madam trots. As julle bereid is om so 'n halfuurtjie te wag, kan die twee tuilers gou-gou die uitrustings klaar maak. Dis net 'n paar nate hier en daar. En dan is dit klaar. Ons kan intussen 'n bietjie koek en tee geniet wat ek spesiaal vir julle gebak het. Nooi die vriendelike ou dame almal hartlik uit. Vir die volgende 3 kwartier hang die sewetal behoorlik aan die ou dame se lippe en geniet sy die aandag terdee, terwyl sy hulle vermaak met haar staaltjies oor bekendes. Toe Anke hulle groet, lyk dit of hulle haar lewenslange boesemvriende is. Selfs die seuns het geswoeg voor haar charme en groet haar met stywe drukkies. Later die aand lê Anke in haar bed en glimlag oor die kinders se nuuskierigheid oor haar verbreekte verloving wat in die bussie die oorhand gekry het. Ek sê nou vir jou, jy vertel nie vir jou sussie van juffrou nie, want dan weet die hele skool, het Andrei in 'n gedempte stem gesus. Maar sy is my beste vriendin, ons deel alles, het Esmy geneel. Nee, want ons weet nie wat het gebeur nie. En dit het niks met ons te doen nie, het hy volgehou. Miskien moet ons haar vra, het sy aangehou. Nie een van die twee het toe meer onthou om sag te praat nie. Nee, Esmy, 'n mens vra nie die onderwysers uit oor hulle persoonlike lewens nie, het Andrei haar ferm aangespreek. Maar nee, het al 3 dirigente dadelik in 'n spreekkoor gekeer. Toe maar julle, dis in die hak, het Anke tussen beide getree. Hulle is reg dat 'n mens nie vir iemand oor sulke persoonlike sake moet uitvra nie, Esmy. Dit kan 'n mens in 'n baie ongemaklike situasie plaas, het sy by Andrei aangesluit. Sy het gesien hoe afgehaal die meisie voel en het instinktief verder gepraat. Maar ek wil graag met julle my duur lewensles deel. En dit kan julle gerus vir julle vriende vertel. Dalk kan dit eendag vir een van julle baie hartseer spaar, het sy ernstig gesê. Sy kon die ander 2 onderwysers se verbasing aanvoel. Ek het geleer, dit is nie wenslik om op skool al in sulke ernstige verhoudings betrokke te raak nie. Want wanneer jy klaar maak met skool, is die kanse groot dat jy verskillende belangstellings gaan ontwikkel, aan verskillende dinge blootgestel gaan word en mekaar kan ontgroei, soos wat met ons gebeur het. Op die ou ende het jy niks meer gemeen nie, en dan kry iemand net seer. Die 4 kinders het net hulle koppe instemmend geknik. Uitgesproke dat hulle beslis nie in 'n ernstige verhouding belangstel nie. Niemand het haar verder uitgevra nie. Sjoe, mater, dit was dapper van jou om die saak met die kinders te bespreek. Ek haal my hoed vir jou af. Jy het beslis 'n indruk op die kinders gemaak, het Ilse haar sag geluk gewens. Toe die kinders besig raak op hulle fone en van die onderwerp vergeet. Anke lê in die donker en kyk na die silwermaanstrepe wat by die venster inskyn en die kamer verlig. Dit is die eerste keer in 'n lang tyd dat sy haarself toelaat om aan Frans te dink. As sy eerlik met haarself moet wees, was die verbreeking van die verloving nie net Frans se skuld nie. Dit was wel gemeen van hom om met die nuwe liefde in die openbaar te verskyn voordat hul verhouding beëindig was. Maar dit was net so verkeerd van haar om aan hom verloof te raak, terwyl sy geweet het, sy is nie lief vir hom soos sy behoort te wees nie. Sy het dit gedoen om haar ma tevrede te stel.
Waar sy nou hier in haar bed lê, weet sy, dit was onvermydelik dat die verhouding moes verbrokkel. Hulle twee was dansmaats vandat hulle 6 jaar oud was en het die grootste deel van hulle lewe saam op die dansbaan gespandeer. Hulle was boesemvriende, nie verliefdes nie. Sy het op universiteit geleidelik haar belangstelling in dans verloor en hy het nie. Hulle het niks meer in belang nie. Dit is soos dit is. Anke besluit om oor die naweek vir Frans te skakel en vrede te maak, sodat hulle sonder gevoelens uitmekaar kan gaan. Sy erken aan haarself dit pla haar, omdat Arno die hele middag verder oogkontak met haar vermy het en op pad terug amper niks gepraat het nie. Is hy kwaad vir haar? Skakel gerus môre weer in vir nog 'n episode.